Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Goeiemôre julle, welkom, dankie dat julle hier is en baie dankie vir ons musikante vir hierdie pragtige musiek. Ons gaan verder luister en so uit die luister uit gaan ons stil word en vir die wat nou nie weet hoe dit werk hier nie, ons skep 'n ruimte vir stilte en in daardie stilte ontmoet jy jouself, jy kom uit by die plek van vrede. En as daar bekommernisse en goed is wat instorm, dan los jy dit. En laat dit maar net weer verbygaan. Jy kan bid as jy wil, jy kan mediteer as jy wil. Die ruimte is joune om mee te maak dit wat vir jou goed sal wees. Kom ons luister.
'n samelewing sonder oordeel is 'n samelewing sonder rigting. Maar 'n samelewing vol oordeel is 'n samelewing sonder hart. Die vraag vanoggend in my praatjie is, mag ons regtig nie oordeel nie? En dan het ek so 'n onderskrif, oordeel, onderskeid en 'n beroep op geregtigheid van godsdiens tot sekulêre samelewing. Daar is 'n gewilde, en vergewe my Engelse woord, one-liner. Jy mag nie oordeel nie. Ons hoor dit dikwels. Veral uit die mond van die lede van 'n samelewing wat keelvol geraak het vir die baie oordeele. Ons teenreaksie was, jy mag nie oordeel nie. Jesus sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Dis in Matteus 7 vers 1. Hy spreek hier 'n universele behoefte aan wat in my en jou ook leef, en dit is dat elkeen van ons verlang na 'n wêreld vol begrip, vol genade en tog regverdigheid en geregtigheid. Maar in daardie selfde Bybel waarin Jesus hierdie eksplisiete opdrag gee, dat daar nie geoordeel moet word nie, en kan ek ook net by sê, dat daar 'n ander teks is waar daar gesê word, jy moenie oordeel nie, want jy doen dieselfde sonde, dis 'n gelykmaker. Maar in daardie selfde Bybel met hierdie opdrag, so eksplisiet, so duidelik, sonder te veel misverstand wat moontlik is, lees ons op soveel plekke dat daar wel geoordeel moet word, dat onreg wel aangespreek moet word. Nou, hoe spreek mens hierdie twee teenpole aan en beland jy in die middel waar jy stoei met die waarheid? Hoe spreek ons vandag onreg aan, maar weerhou ons daarvan om te oordeel? Ek wil eers met gou kyk vir 'n oomblik na 'n paar ander voorskrifte wat oordeel in die Bybel aangespreek het. En ek gaan in hierdie praatjie beweeg van die Bybel na boeddhisme, na spiritualiteit, na sekulêre etiek. In Esegiel 13 vers 15 tot 21, en ek gaan dit vir jou lees. Ek het by die ballinge in Tel Abib aangekom. Hulle het daar in die omgewing van die Kebar rivier gewoon. En ek het 7 dae lank verskrik daar tussen hulle gesit. Na die 7 dae het die woord van die Here tot my gekom. Mens, ek het jou aangestel as 'n wag vir Israel. Jy moet luister na wat ek sê en hulle namens my waarsku. Wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie, en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal jou lewe laat behou. En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie, en hy sondig nie, sal hy bly lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou lewe behou. Nou daar's nog waar hierdie vandaan kom, in die Nuwe Testament. 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 12. Dis Paulus se boek. Ek het verlede Sondag vir julle gesê, ons dink is Matteus, Markus, Lukas, is glad nie so. In die volgorde begin by 1 Tessalonisense is die eerste boek in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs is die tweede boek in die Nuwe Testament. Hier skryf Paulus:
In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskrywe het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mens onder julle uit. So wat sien ons hier? Ons sien by Esegiel dat God vir 'n mens sê, ek maak jou die hoeder van jou broer. Ek maak jou medemens se oppasser. Jy moet seker maak dat as jy sien hulle trap van die pad af, dat jy hulle waarsku, sodat hulle kan terugkom. En as jy hulle nie gewaarsku het nie, en hulle ondergang word bewerk deur die goddelose pad wat hulle stap, dan hou ek jou verantwoordelik, omdat jy nie met hulle gepraat het nie. Hier by Paulus kry ons iets anders. Ons kry iets anders, weer eens die Engelse woord, tough love. Paulus sê, vergeet nou die mense daar buite, maar julle mense, die mense wat saam met jou besluit het, julle wil die diep en regte pad stap. Julle wil gelowiges wees. Julle moet na mekaar kyk. Julle mag mekaar se sondes nie met rus laat nie. En as iemand onder julle al hierdie verkeerde goed doen, onsedelik leef, bedrieg, afgode dien en so aan, dan moet jy praat. Want julle moet mekaar op die regte pad hou. Trouwens, die van julle wat nie wil luister nie, julle moet vir hulle uitwerk onder julle. Hoor julle die sensuur van ouds, waar die kerk vandaan kom met die sensuur. Nog 'n ding wat Jesus sê in Matteus 18, hierdie gaan oor 'n interpersoonlike sonde of misdryf of mishandeling, verkeerde aksies. Matteus 18 vers 15 tot 17. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. Mooi, privaat, dis oulik. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit dan vir die gemeente. Nou is ons nie meer privaat nie, nou vertel ons vir almal, my broer of my suster het teen my iets gepleeg. As hy ook na die gemeente nie luister nie, hoor hierso, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Weereens, hy ego, Paulus se werk hierdie slegte mense onder julle uit. Sensuur. Tough love. Hier is 'n implisiete oordeel, ook in alles wat ons hier gelees het. Jesus sê, as iemand na my woorde luister, dis Johannes 12 vers 47. As iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. So wat Jesus eintlik hier sê is, ek nooi jou uit na die regte pad. En dis al wat ek gekom doen het. As jy nie luister nie, gaan ek jou nie oordeel nie, ek gaan niks daaroor sê nie. Hoekom sê hy so? Hy sê, wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Daar's 'n implisiete oordeel wat hy nie hoef uit te spreek nie. En hierdie oordeel is, die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. So die feit dat hy nie Jesus se uitnodiging aangeneem het nie, en daarvan weggedraai het, is alreeds die oordeel wat net implisiet oor hom gevel word. So hierdie one-liner, wat ons, as ons weer eens soos ek laas Sondag gesê het, ons het 'n manier partykeer, 'n mens vergeet maar so al bietjie die Bybel.
veral in ons geleedere. Dan kyk ons terug, dan onthou ons baie selektief net so die dinge wat uitstaan. En een van die goed wat uitstaan is, moenie oordeel nie. En die godsdienstige mense is in ons koppe so lief vir oordeel. En ons het so dikwels daaronder gelei. So dit is 'n tipe mishandeling wat ons deurgegaan het, wat maak dat ons dit so sterk onthou, en dan terugkyk na Bybel, kerk, Christene, en dan sê ons, hey, julle is so vol oordeele. Dis alreeds 'n veralgemening. Al die nuances is weg, en almal word oor dieselfde kam geskeer. En die volgende ding wat ons doen, ons sê, jy mag nie oordeel nie. Jou eie boek sê so. Maar dan het jy al die nuances, al die weersprekings en die hele saamhang van die spanning tussen twee uiterstes, het jy totaal genegeer om uit te kom by jou motto van, jy mag glad nie oordeel nie. So die oomblik as iemand oor onreg praat of iets uitwys, dan gaan die verdediging op en ons gebruik dan nou die Bybel en dink, dit is wat die Bybel sê, maar die Bybel sê eintlik iets baie meer ingewikkeld. Al drie die antieke, nabye Midde-Oosterse godsdienste, wat mos fundamentalistiese godsdienste is. En hierby bedoel ek Judaïsme, Islam en die Christendom. Al drie daardie godsdienste is implisiet veroordelende godsdienste. Hulle sê, as jy nie glo wat ons glo nie, as jy nie ons God aanbid nie, dan is jy buite en is jy verlore. So hulle is nie net implisiet veroordelend nie, hulle is eksklusief. Totaal eksklusief. So jy word uitgesluit, dis 'n ons en hulle godsdienst waarmee jy daar te doen het. So jy glo of jy's uit. Maar wat hulle dadelik in verweer vir jou sal sê is, jy het gekies om buite te wees, want ons het vir jou vertel wat jy moet glo, en jy het gekies om dit nie te aanvaar nie. So jy het jou self uitgesluit. Toe ek teologie geswat het, het ek nie net eenmaal nie, maar 'n paar maal gehoor hoe 'n dosent vir ons sê, God se ja is altyd groter as God se nee. En as jy God se nee kry, beteken dit dat jy nie wou luister nie. Want die geleentheid is daar om in te kom en dan God se ja te kry. So dis hele tyd daai ding van, jy het 'n uitnodigende godsdiens wat vir jou roep na die regte pad, maar as jy nie hoor nie, dan is dit implisiet veroordelend en sluit dit jou uit, en dan het ons daai ding van, werk hierdie mense onder julle uit. Ek gaan nou klaarmaak met die Bybel, maar hier's 'n laaste ene. Buite Jesus, volgens die evangelis, en hier spesifiek die evangelis Johannes, 14 vers 6, en ek het verlede Sondag gesê, ek herhaal dit net terwille van mense wat nie verlede week hier was nie. Johannes is geskryf, enige iets van 95 na so 120 min of meer, na Jesus, is Johannes geskryf. Johannes het 'n klomp dialoog tussen mense te boek gestel. Hierdie dialoog het lang stukke monoloog, veral in Jesus se mond. So jy kan hom 'n dramaskrywer noem, maar waar op die aarde kan hy 90 of selfs 120 jaar later onthou wat Jesus gesê het, sulke lang goed. So Johannes skryf uiteraard die evangelie, 'n ideologie, en hy plaas dit deur dialoog in die monoloog wat Jesus voer in Jesus se mond. En ek het verlede Sondag gesê, een van die groot voorbeelde wat julle dadelik sal onthou is sy gesprek met die vrou by die put. Dis lang goed wat hy vir haar vertel, maar al daai dinge is ideologie van Johannes wat hy terugskryf in Jesus se mond. Nou Jesus antwoord hom, dis in 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Hier is die groot pleidooi van Christene. Dis nie ek wat jou veroordeel as jy nie 'n Christen is nie. Dis Jesus. Dis die Bybel. Jy kies om nie te glo nie. Die wese van Christendom sê, as jy nie glo dat Jesus jou verlosser is nie, as hy nie jou deurgang tot by God is nie, dan is jy veroordeel vir ewig en uitgesluit.
En kom ons raak vanoggend regverdig teenoor die mense wat met mooi, liefdevolle harte in die Christendom leef. Daardie mense wat lief is vir mense wat hulle ken en wat dalk hulle bloedfamilie is. Hierdie liefde dryf hulle tot by 'n opregte bekommernis oor jou. En daardie bekommernis maak dat hulle nie ophou vertel nie, dat hulle nie ophou praat nie. Hulle is verkondigers, hulle is evangeliste, hulle is proselietmakers, hulle kry nie einde nie. En as jy dan terugkom by hierdie punt van jy is jou broer se hoeder, dan besef 'n mens die Bybel is hoegenaamd nie teen oordeel nie. As jy die hele storie lees, en daar's nog baie meer wat mens kan lees in die Bybel oor hierdie tema van oordeel, wys op foute met mekaar, praat daaroor, mekaar roskam, teregwys, terugroep na die regte pad toe, so oor mekaar waak, dan besef jy, die hele Bybel wemel van hierdie interpersoonlike gewaak oor mekaar. Maar hoe versoen ons die twee opdragte? Want wat jy hier kry is nie net twee opdragte as jy na die one-liner toe gaan van jy moet nie oordeel nie, want jy sondig ook. Om nie te praat dan van jy wat die splinter uit jou broer se oog wil haal tog net eers die balk uit jou eie oog nie. So jy het hierdie sterk opdrag dat jy eintlik niks te sê nie, jy self net so sondig. Jy's self net so menslik. Jy maak net soveel foute. So los die ander mense uit. Maar aan die ander kant, hierdie ongelooflike oorwig wil ek by kan sê, van 'n boek en 'n godsdienst wat die heeltyd vir mense sê, hoorie, daar's 'n gevaarlike einde aan 'n pad wat in goddeloosheid en in sonde geleef word. Julle moenie mistrap nie, roep mekaar die heeltyd terug. So jy kry 'n groot mate van angs. Maar hier's twee ander goed wat mekaar ontmoet. Die opregte liefde en daarom kommer en angs oor die medemens. En aan die ander kant, die mens se ego, wat so daarvan hou om te voel, ek is reg, jy's verkeerd, ek gaan vir jou preek, en ek gaan dit uit die hoogte doen, en ek hoef nie na myself te kyk nie, want ek weet, ek is op 'n hoër grond as jy, moreel. Ek is naby God, jy's ver van God af. En dis die ding wat vir baie van ons moontlik 'n kramp gegee het in ons lewe en in die kultuur waarin ons leef. Is hierdie verskriklike ego-intensiteit en ego-gedrewenheid waarmee hierdie opdrag om jou broer se hoeder te wees uitgeleef word, deurdat mense so graag vingers swaai en lekker kry heimlik dat jy nie so goed soos hulle is nie. Dis altyd lekker om eerste te wees en op die rostrum te staan. En ek het 2 Sondae gelede dink ek vertel hoe dat daai beeld wat 'n profeet geskep het van wanneer die Messias nou eintlik in Jerusalem sou kom heers as die koning van Israel en dan oor al die volke van die wêreld sal heers, hoe dat as die mense klaar geoffer het en hulle stap uit by die tempel, dan sien hulle daar buite die stad hoe trek die rook. Soos wat die mense wat nie wil geluister het nie, hoe hulle brand, maar hulle brand nie uit nie, dis ewige pyn. En die wurms eet in hulle kerm, maar die wurms kry hulle nie opgeëet nie en hulle gaan nie dood nie. En daai toon wat daar is hulle verlekker hulle daarin. Hulle kyk selfvoldaan. Jy wou mos nie luister nie. Daai is 'n verskriklike ding wat so diep ingebed is in die ego van 'n mens. Juffrou het gesê ons moet stil sit, maar ek gaan vir juffrou vertel jy het gepraat toe sy uit was, want ek wil eintlik hê sy moet weet ek was soet, jy was stout en sy moet jou 'n pak gee. Ons het daai ding in ons ego. En dit is daai spanning in die mens. Dat mense aan die een kant so liefdevol en volkommer kan wees oor hulle medemens, maar aan die ander kant tog so bietjie bly. Die storie van Jona, ek vertel nou iets wat ek nie eens beplan het nie. Die storie van Jona is 'n satire. En wat interessant in daai storie is, hierdie man word gestuur om vir Ninive, 'n heidense stad, te gaan vertel van hierdie genadige God. En hy moet vir hulle vertel hoe geduldig is hierdie God, hoe ongelooflik genadig is hy. En dat hulle moet na hom toe kom en deel word van hom. En toe doen hulle dit. Nou ek spring nou deur die vis en ek spring nou deur die boot en alles, nee. Maar hy doen dit toe nou op die einde. En hulle luister. En daai hele stad terloops sonder 'n bloedoffer kom tot bekering. Daai man
raak so depressief, dat geen Prozac hom kan help nie. Hy gaan sit onder 'n bos, hy is woedend vir God. Waarom? God is te gaaf met hierdie mense om hulle nou ook sy mense te maak. God se genade irriteer hom nou verskriklik, want nou is hy nie meer die oulike profeet en hulle is die sondaars nie. Hy is so depressief daaroor, dat God nou uiteindelik gaaf is. Ek sê baie keer spottenderwys. Mense sal, as jy in finansiële verknorsing is, vir jou bid, dat die Here jou moet help, maar hy moet nie vir jou 'n werk gee met 'n groter salaris nie, as hulle sinne nie. Dan is hulle vies dat hulle gebid het. Dan moet jy weer vir hulle bid. Ons het hierdie ding. Daar's in ons koppe 'n rostrum. En ek wil by nommer 1 bly staan. En dit is wat al hierdie goed, wat met moraliteit en reg en verkeerd te maak het, so 'n gevaarlike plek in die mens se kop en hart maak. Dit maak dit 'n verskriklike, gevaarlike ding. Die opdrag dat Christene nie moet veroordeel nie, is dis glad nie kategories nie, inteendeel. As jy mooi lees, as jy baie mooi gaan lees, sal jy agterkom, Christene moet mekaar oppas en mekaar op die regte pad hou, maar dit gaan oor die gesindheid waarin jy dit doen. Dit mag nie in selfverheffing plaasvind. Ek is reg en jy is verkeerd nie. Dit moet selfondersoekend plaasvind. Ek moet eers soek vir daai balk in my oog, en dan as ek klaar is, dan gaan help ek jou met jou splinter. So daar's selfondersoek nodig, daar's 'n gelykmaak nodig, ek mag glad nie myself verhef nie, en dan moet daar ook nie in my daai lekker kry leef, omdat jy so stout is, en ek is beter as jy nie. Daai hoofdogter, hoofseun mentaliteit moet glad nie daar wees nie. Christene mag egter nie mekaar se sondes met rus laat nie. Ek sê dit vir julle pertinent vanoggend, sodat ons familie en ons vriende wat daar leef, en wat in opregtheid daar leef, dat ons hulle verstaan. Hulle mag nie mense se sondes met rus laat nie. Hulle mag ook nie vir my en jou met rus laat, wat nou van die pad af is nie. So verstaan dit, dat hulle omtrent na hulle asem snak, en hulle champagne heel in hulle kele insuig, as hulle hoor jy is in renessans. Dis vir hulle skokkend. Dit is vir hulle werklik ontstellend. En 'n mens moet verstaan, dis implisiet deel van waar hulle leef. En mits hulle dit doen met die gesindheid van gelykheid, met 'n bewustheid van hulle eie foute en hulle selfondersoek, en werklike deernis vir ons, moet ons dit nou maar vir die res van ons lewens verduur en dit vertaal as iets wat liefdevol gedoen word jeens ons. So vir ons om vanuit spirituele kringe, en ek het dit vir New Agers in Melville ook gesê, vanuit New Age kringe, of uit humanistiese, sekulêre kringe, om te gil na die kerk toe, jy mag nie oordeel nie, die oomblik as hulle iets praat oor reg en verkeerd, is onakkuraat, onjuis en ongevraagd. Dit is juis wat hulle moet doen. Dit gaan oor die gesindheid en die houding. Om hierdie one-liner van jy moenie oordeel nie, te vat en hom voor te hou as die finale uitspraak en die totale ethos rondom oordeel, is soos om nou in die herfs, daar buite sien ek nou die blare hang hier voor ons deur, om uit te stap en 'n groen enetjie te pluk, en in te stap en vir julle te sê, dis somer. Dan ignoreer ek al die roesbruin en rooi blare wat ook daar hang. Dis wat ons baie keer doen met hierdie jy moenie oordeel ding nie. Mense mag eintlik beoordeel, maar dit gaan oor hoe hulle dit moet doen. So, jy praat hier van 'n daad van om reg en verkeerd te onderskei. Jy praat van mense wat 'n soeke het na ander mense se welsyn. Jy praat van 'n uitnodiging na ander mense toe om terug te kom na Jesus toe en so hulle lewens aan 'n herstelproses te oorhandig. So die Bybel vra daai ding van daai mense. En vir die van hulle wat dit mooi doen, wil ek amper sê kudos. Jy bedryf jou Christendom eg, autentiek, binne die raamwerk wat van jou verwag word en jou hart is mooi. Die probleem is net dit. Dit is 'n baie gevaarlike ding in die hande van die ouetjies met hulle egos. Dink ook vanoggend aan Ken Wilber se Integral Theory. En dan verstaan mens soveel te meer. Dat die Christendom het ontwikkel in 'n mitiese
fase van die geestelike intelligensie van die wêreld. Nou ek kan nie nou vanoggend daarop uitbrei nie, want dan gaan ek wraggies weer net soos verlede Sondag 'n uur praat. Maar ons kan weer daaroor praat. Jy kan teruggaan na die praatjies daaroor. Dis 'n mitiese godsdiens. Hy het uit mites ontstaan. En dis die mites van 'n spesifieke nasie, so dit is ook etnies gedrewe. Dis ons nasie, ons God, ons boek, ons storie, ons godsdiens. Hy het 'n grens wat baie sterk is. As 'n mens dit verstaan, en jy verstaan dat dit die rede is waarom op Facebook mense vandag en hierdie hele oorlog tussen Netanyahu en Hamas, as jy daai ding bekyk en jy sien hoe dat fundamentele Christene gil op Facebook teen Hamas en net vir Netanyahu aanprys en sê hy is ons mense en ons is mos eintlik ook Israel, nê? Want deur in te kom, want jy kan nou vir my sê, maar dis nie 'n etniese godsdiens nie, want hy het na alle nasies toe uitgebrei. Hy's in sy wese etnies. Dis die Jode se God, en as jy die Jode se God begin aanbid en aanvaar, dan word jy ook, soos Paulus gesê het, soos 'n takkie, 'n wille takkie, wat daar in 'n ander land was, word jy ingeënt in hierdie stam, en dan is jy ook 'n Jood. Dan is jy 'n Jood. So dit is 'n uiters etniese godsdiens, en geweldig uitsluitend, en 'n mens moet hierdie goed verstaan, maar dit beteken nie dat mense wat jou uitsluit, omdat jy nie 'n Christen is nie, jou haat, of met jou wil lelik wees nie. Dit kan so wees, maar dit kan ook wees dat jy te maak het met iemand wat baie lief is vir jou, en ontsettend bekommerd is, want hulle het, en ek sê dit met baie liefde, die oogklappe aan van hierdie mitiese etniese godsdiens, wat in tyd vasgevries is, en hulle visie het nie verbreed nie, en daarom die angs en die bekommernis oor ons. In 'n spirituele perspektief kan ek sê, oordeel is 'n selfondersoek. Dis waar dit begin. In nie-godsdienstige spirituele tradisies word oordeel gesien as iets wat eers na binne gerig is, en dan gaan ek na buite hulp verleen. Dit is baie soos daai storie van soek die balk in jou eie oog. So ek gaan in spiritualiteit na binne, en ons almal weet, ons wil ons donker kant, wil ons leer ken, dit erken en dit integreer. Dis waaroor spiritualiteit gaan, oor hierdie selfkennis, waar ek my perspektief op myself uitbrei. Wegdaai van net die mooi prentjie wat die ego vir my voorhou. Die gesiggie wat ek opsit in die publiek, maar dat ek ingaan na die diepste kamers van my wese, daar waar my dade ontspring, daai motiveringspunte, daai wegspringplekke, wat baie keer, soos die Engelse sê, my knee-jerk reaksies is. Wat nie uit voorbedagte mooi plekke kom nie, maar uit outomatiese oerbreinplekke baie keer. Ek wil daai goed ondersoek. Dis die balk in my oog. En as ek dit gesien het, dan kan ons na mekaar toe draai, en ons kan met mekaar deel. En ons kan in mekaar se lewens ook inspraak lewer, en daaroor het ek vroeër hierdie jare praatjie gelewer, en ek het gesê, ons moet inspraak in ons lewens verwelkom binne so 'n gemeenskap waar ons lief is vir mekaar, en verhoudings waar daar regtig waar 'n diep omgee vir mekaar is. Daai inspraak help ons baie, want die sielkunde sê vir ons vandag, en as mens slim is, sal jy dit altyd onthou, ek sien nie my eie foute nie. Ek sien sommige van hulle, maar die diepste goed wat die vaste sit, wat daai goed wat hak soos velkry, ek sien hulle nie. Want dit is my ego se werk om my daarteen te beskerm, want anders gaan ek nie 'n selfbeeld hê nie. Want dit is nie 'n goeie ding om heeldag en aldag van jou foute bewus te wees nie. 'n Mens moet hierdie lewe kan aanpak, en jy moet met jou sterktes kan gaan, en in jou sterktes kan leef, en ek glo baie vas daaraan, dat as 'n mens aan jou sterktes werk, en jy is wie jy is, en jy ontwikkel jouself in jou sterk areas, dan tel die hele storie sommer van die vloer af op, en dan sê jy agterkom, die dinge waarin jy swak is, word jy ook 'n klein bietjie beter in, sonder dat jy neuroties gefokus het op jou foute. Dis vir my die mees verlammende ding, en ek het die sielkunde om my te rigsteen, vir 'n mens om ook in 'n huwelik vir mekaar te sê, werk bietjie vir my hier aan, werk bietjie vir my daaraan, werk vir my bietjie hier aan, werk vir my bietjie daaraan. Jy werk jou kataat vir 2 jaar, dan kyk jou lewensmaat so, dan beskuldig hulle jou weer daarvan, dan sê jy, maar ek werk so hard daaraan, kan jy dit nie sien nie? Dan sê hulle, ek kan dit nie sien nie. Ek kan dit nie sien nie. Want in die eerste plek, ons brein hou die eerste beeld van iemand vas. Kom ons wees nou vanoggend eerlik, as jou lewensmaat 10 jaar gelede opgehou het om 'n ding te doen wat jou irriteer, dan dink jy hulle doen dit vandag nog.
Jy moet mooi gaan dink en besef, ja, jy het regtig opgehou. Jy het regtig verander. Ons sien dit nie, want eerste indrukke bly. Daai persepsies is verskriklik, die goed sit. Dit sit, en dit maak ons vreeslik veroordelend. En dit verlam huwelike. Dit verlam mense. As ek die hele dag moet sien wat ek nie kan doen nie, gaan ek naderhand nie in myself kan glo nie. So met dit gesê, weer eens, dis 'n baie komplekse, genuanceerde ding hierdie. Met dit gesê, is dit wonderlik om vir iemand, en nie vir almal nie, hoe sê die Engelsman, all and sundry, dis nie 'n oop uitnodiging, kom slaan my met julle inspraak nie. Maar mens kan in 'n verhouding tot iemand gaan staan en sê, weet jy, ek vertrou jou genoeg om vir my net bietjie te help. Dink jy, daar's 'n ding waarop jy my kan wys? En baie keer ontknoop dit iets in ons lewens, wat net hier te sien en bewus te wees daarvan, ek gaan dit nie oordeel nie. Het word ook nie met 'n veroordeling gesê nie, en dit word nie 'n etiket of wat ek op myself plak nie, maar dit is net 'n bewustheid, en daai bewustheid laat net die lig val daarop, en nou kan ek rustig wees daaroor, terwyl ek bewus is daarvan, sal my kop en my siege en my lewe daarmee werk. Dis ook 'n ding wat ek dink, wat ons onsself oor moet troos, is, as jy net bewus is, van daai flaters wat jy maak, daai goed wat jy so oor en oor doen, net bewus is, en jy sê jy is psigopaat nie, dan gaan jou hele wese, gaan amper soos wat 'n mens met 'n kompas werk, gaan noordrig. Jou hele wese gaan onwetend, gaan jy jouself korrigeer. En as jy weer sien, sê jy, ek het my nie simpel gewerk daaroor nie, ek het myself nie met 'n kats geslaan op die rug nie, maar wie wat, ek vaar beter in daai opsig, net omdat ek bewus was. So dis wat spiritualiteit sê, is word bewus van jou, draai na buite en help. En dan die vrae wat in spiritualiteit voortdurend gevra word, anders as in sulke streng godsdienste. Spiritualiteit sê, is ek besig om jou te beoordeel uit liefde? Beoordeel ek jou nou uit universele waarheid, of is dit net uit my voorkeur? Onderskei ek nou hier tussen dinge wat heling kan bring vir jou lewe, en daarom praat ek met jou? Dinge wat regtig skadelik is vir jou, of is hierdie maar sommer net my eie indoktrinasie? Is dit werklik 'n probleem, dit waaroor ek nou met jou praat, dit wat my so pla van jou, is dit 'n probleem? Is dit waarheid? Is hierdie 'n kwessie van reg, werklik reg, of is dit 'n kwessie van my geuite reëls? En dit is baie belangrik dat ons hierdie onderskeid moet tref, en dat ons al hierdie goed doen uit deernis, en nie uit 'n gevoel van meerderwaardigheid nie. Ek dink nie ek hoef julle iets verder te leer oor wat spiritualiteit sê, oor oordeel nie. Boeddhisme, wat sê boeddhisme? Boeddhisme leer ons 'n interessante ding. Nou ek het 'n fout gemaak oor boeddhisme, en ek gaan seker nog baie hieroor bieg teenoor julle. Toe ek hulle verkeerd verstaan het, het ek gesê, hierdie ding dat boeddhisme sê, geen oordeel nie, geen oordeel nie, geen oordeel nie, is nonsens. Wat dan nou van al die misdrywe in die wêreld? Dis te pacifisties vir my gewees. Maar ek het hulle nie verstaan nie. Nou hier's 'n baie kriptiese prentjie van wat hulle sê. Boeddhisme se basis uitgangspunt is, hulle leer ons dat ware insig in iemand of 'n omstandigheid of 'n stelsel kom nooit as jy oordeel vel nie. 'n Ware insig kom deur nugter, oop, helder waarneming. So dis kyk net. Jy moet net kyk. Want die oomblik as jou oordeele inkom, is dit asof jy daai kleurfiltertjie inskuif. Nou sien jy nie meer nie. Dit belemmer jou sig. So in boeddhistiese praktyk word ons aangemoedig om ervarings en mense waar te neem, sonder om hulle dadelik as goed of sleg te etiketeer. Jy leer om ook jou eie gedagtes, jou eie emosies en gebeure, en so die van ander, net te sien kom en gaan. So jy al die pad, terwyl jy waarneem, is jy stil, jy's verlang net stil. Jy sien dit net, jy klou nie daaraan vas nie, jy stoot dit nie weg nie, jy sê niks daaroor nie, daar's niks nie, jy kyk net. Hierdie nie oordelende bewustheid beteken nie dat jy alles goedkeur nie. Dit beteken ook nie dat boeddhiste
alles goedkeur nie. Al wat hulle sê is, jy moet lank kyk en stil bly. En nie met jou oordele in jou kop eers werk nie. Maak jou kop ook oop. Want daai kykery van jou gaan maak dat wanneer jy agterkom, maar nou moet ek toetree met iets wat ek moet sê, gaan jy dit nie doen uit angs, woede, selfverheffing of daai veroordelende houding nie. Jy gaan dit doen met helderheid, met wysheid en met deernis. Dan praat jy. Dan spreek jy aan. So boeddhisme herinner ons aan hierdie 3 goed. Ek het dit hier geskryf. As ons minder oordeel, sien ons meer. As ons meer sien, verstaan ons dieper. En as ons dieper verstaan, word ons optrede wyser, meer genesend en minder reaktief. So dit is waaroor dit gaan in boeddhisme. Want die gedagte by hulle, anders as in die godsdienste, is dat dit is vrees en die ego se angs wat mense laat mistrap en foute maak. Dis nie 'n inherente boosheid nie. So hulle wil niemand bekeer nie. Hulle wil iemand net help om hulle self beter te verstaan en die lig te kan sien. Die sekulêre konteks. Dis waar ons vandag almal mekaar kan ontmoet. In die sekulêre konteks, as daar oor oordeel gepraat word, dan weet ons almal, oordeel is noodsaaklik vir 'n samelewing om te kan funksioneer. In enige funksionele samelewing moet gedrag en strukture beoordeel word. Dit is wat maak dat reg geskied, dat misdaad bestry en aan die kaak gestel word, dat kinders goed opgevoed word en dat mense beskerm word teen uitbuiting. So hier, sekulêr gesproke word oordeel vir ons 'n instrument waarmee ons etiek kan navigeer. Hoe moet ons leef? Dit word vir ons 'n middel waarlangs ons besluite kan neem oor wat regverdig is in die samelewing. En dit word vir ons 'n beskerming teen morele chaos. Want moderne samelewings worstel verskriklik vandag hiermee, in reaksie op antieke godsdienste. Ons sukkel met 'n balans tussen persoonlike vryheid, jy kan doen wat jy wil, dis jou lewe, en aan die ander kant ons gesamentlike verantwoordelikheid. En dis 'n belangrike balans om te hê. Ek kan nie net wil vry wees ten koste van die samelewing nie, en ons sien dit dikwels in 2 uiterstes. So jy sien dan of mense wat te hard en te vinnig oordeel sonder begrip, of jy kry 'n kultuur waar alles so relatief is en niks ooit aangespreek word nie. En dan kry jy werklik 'n chaotiese samelewing, 'n immorele samelewing. So wat wil ons doen? Ons wil by 'n plek uitkom waar ons oordele, en ek wil dit sê, jy moet eintlik die woordjie be vooraan sit, die voorvoegsel be. Dit is nie, dan word oordeel eintlik 'n beoordeling. As ons dit kan doen, dan raak ons ferm teenoor die onreg, maar ons is altyd bewus van ons eie beperkings. Ek raak ferm teenoor die onreg, maar ek bly heeltyd respekvol vir jou wat ook jou eie keuses het om dinge te doen wat nie noodwendig vir my aanvaarbaar of normatief is nie, maar dit doen nie skade aan ons projek as 'n samelewing nie. So jy's besig om moraliteit te navigeer op 'n persoonlike en 'n sistemiese vlak. Oordeel versus etikettering, hoe hang die 2 goed saam? Want as ek en jy oordeel hoor ons dadelik hierdie etikette. Beoordeling kyk na gedrag, hy kyk na sisteme, en dan sê hy, hierdie goed is skadelik. Stem julle saam? Etikettering kyk na gedrag en na sisteme en na mense, en dan plak hy net sy etiket op, hy wil nie verder dink nie, hy vra nie ander se opinie nie, hy sê, hierdie is sleg. Beoordeling voel verantwoordelik vir ander mense se welstand en welsyn, en daarom beoordeel jy dit wat die persoon doen, dit wat die gesin doen, dit wat die familie doen, dit wat die kultuur doen, en jy kyk daarna. Want wat is jou oogmerk?
Ons moet hierdie mense van hulle self red. En is nie daai uit die hoogte enetjie, ek wil pappa speel of mamma speel nie. Dis nie patronizing nie. Dis as 'n gelyke. Jy gaan dink saam met iemand en jy kry hulle om saam met jou na hulle self te kyk. So dit vra verhouding waar daar werklik 'n koneksie is en 'n wederwysige ooreenkoms om tot hierdie verhouding toe te tree. Etikettering is verdoemend en hier is die slegte ding van etikettering en ek dink as ons dit kan onthou, is dit 'n goeie ding om te onthou. As jy 'n etiket op iemand plak en jy daai woordjie gekry waarmee jy hulle wil beskryf en is negatief, weet jy wat doen jy sonder dat jy dit bedoel? Jy reduseer daai mens, jy verklein daai persoon tot die somtotaal van wat jou pla van hulle. Van die foute wat hulle maak. Mense is nie die somtotaal van dit wat jou pla van hulle of van die foute wat hulle maak nie. Mense is baie groter as hulle foute. Hulle foute is baie keer 'n ou klein deeltjie van wie hulle is. Maar omdat jy dalk nie daai fout verstaan nie, of daai swakheid het nie, gaan jy daarin met jou sterkte, jy vergelyk die twee, jy's op die rostrum, jy's eerste, hulle is nie eers derde nie, en jy sê, dis so 'n mens. Jy's besig om 'n mens te verkrummel tot 'n hoopie foutjies wat hulle maak. Dit is mishandelend om mense te etiketteer. Etikettering doen niks anders nie. Hy soek nie die waarheid oor daai persoon nie. Hy gaan kyk nie na die hele spektrum van die mense wese nie. Etikettering bevorder jou oerbrein se behoefte om te sê, jy's anders as ek. Jy's uit. Ek verstaan nie vir jou nie. Dis 'n lelike ding om te doen. En daartoe word niemand van ek en jy geroep nie. Met ander woorde, in hierdie wêreld van kompleksiteit is ons genoop, dis noodsaaklik, dat ons sal beoordeel. Dis noodsaaklik dat ons geharde misdadigers sal straf, dat ons hulle sal probeer korrigeer en rehabiliteer, maar nooit sonder deernis nie. Jesus se storie kom vir my altyd terug, waar hy gesê het toe hulle met hulle klippe staan, hulle moet nou hierdie vrou gooi, sy het oorspel gepleeg. En hy kyk hierdie dorpse mense so en hy sê, luister, die een van julle wat sonder sonde is, jy kan haar eerste klip gooi. En toe moet hulle almal wegstap. As jy vandag 'n regter is in ons samelewing en jy moet 'n geharde misdadiger vonnis, dan inderdaad gaan jy oordeel, jy gaan die oordeel vel, jy gaan 'n straf op 'n straf besluit, jy gaan vonnis en jy gaan daai hamer slaan. Die regter het gepraat. Maar as die hamer in jou hand verander in 'n klip vanuit jou koue, klipharde hart, en dit is dit wat dit is wat daar gebeur, dan het jy 'n probleem. Selfs ons regters moet die wyse ewewig hê en die deernis hê vir die mense met wie hulle werk en die respek hê vir hulle. Sodat hy kan weet, jy het 'n verskriklike ding gedoen en as ons jou nie nou gaan toesluit nie, gaan nog mense ly. Gaan die samelewing nie 'n les leer nie. Ons moet van jou 'n voorbeeld maak. Ons moet hierdie tipe ding bekamp en ons moet probeer om jou te rehabiliteer. So jy gaan 20 jaar tronk toe. Maar in my hart kan ek vanaand op my knieë val en sê, as ek 'n Christen is, as ek spiritueel is, dan stuur ek liefde. En ek kan sê, ek hoop van harte dat jy 'n ander mens sal uitstap wanneer die tronk se deure oopswaai. Want dis beoordeling. Dis navigasie van reg en verkeerd, maar daar's geen klippe gooi ter sprake nie. Ons het dus 'n universele roeping. Of jy nou in 'n geloofstradisie is en of jy sekulêr is of spiritueel is, moenie stil bly teenoor onreg nie. Maar moenie jou opinie verhef tot 'n wet nie. Moenie jou oordeel gebruik om te vernietig nie. Gebruik dit om te genees. Ek sluit af met hierdie woorde waarmee ek begin het. 'n Samelewing sonder oordeel is 'n samelewing sonder rigting. 'n Samelewing vol veroordeling is 'n samelewing sonder hart. Kom ons luister weer na die musiek en ons raak so 'n bietjie rustig.
Indien jy nog 'n bietjie tyd het hierna, ons stap net hier op en ons gaan drink lekker saam koffie en gesels. Ek weet en ek hoor al meer dat dit vir baie mense die hoogtepunt is van ons saamwees, daar waar jy kan begin deelneem en nie net hoef te sit en luister nie. So kom ons gaan praat en die van julle wat nou nie kan nie, jy is ook welkom om met jou lewe voort te gaan vandag soos wat hy is, geen oordeele nie. Mag dit met julle goed gaan en baie, baie dankie dat elkeen van julle die moeite gedoen het om in hierdie koel weer vanoggend vroeg reeds hier te wees. Dankie. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak,
kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.